Die tema vanoggend, die grootste swakheid van die kerk vandag is 'n gebrek aan kennis van God. Baie mense is soos die Samaritane van wie Jesus gesê het in Johannes 4:22. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ook Johannes 17 vers 3 wys op die belangrikheid daarvan om God te ken. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het, Johannes 17 vers 3. Wat kan ooit belangriker wees as om God te ken? Maar tog glo ek die profesie van Hosea 4:6, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis, geld nie net vir destyds nie, maar geld vandag vir elke kerk. My volk, my kerk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Dit was kennis van God, wat die volk van God in die dae van die profesie kort gekom het. Vers 1 stel dit duidelik. Daar is geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land nie. En hoe waar is dit? Hierdie ou profesie ook vir vandag. Jy sien in die dae van Hosea het die kerk die kennis verwerp. Dit was in die besonder die geestelike leiers, die priesters wat dit verwerp het en wat God se wet vergeet het. En daarom het God gedreig dat hy hulle kinders sal vergeet en hulle heerlikheid in skande sal verander. Gaan lees maar Hosea 1:6 en 7. Ag, as die kerk maar tog net vandag hierdie woorde van God sal hoor en dat hierdie oordeele van God ook by ons sal verbygaan. As die kerk maar net tot die Here wil bekeer en terugkeer, sal hy weer genees word. Met hierdie dinge in gedagte wil ek praat en preek dan veral oor die eienskappe van God. Want deur hulle in besonderheid te ken en te verstaan, die kennis van God, dit is die ewige lewe. Die eienskappe van God is so belangrik in ons dag. Nou, eienskappe is persoonlike kenmerke. In ons taal, dinge soos oogkleur, persoonlikheid en so meer. God se eienskappe is sy eenheid, sy geestelikheid, sy soewereiniteit, sy genade, sy goedheid en al die ander woorde wat in die skrif gebruik word om hom te beskryf. En ek wil juist dan die ander woorde dan ook uitlig saam met hierdie. As ons dus praat van die eienskappe van God, beskryf ons hom en sy heerlikheid en die dinge aangaande homself soos hy homself in die woord openbaar het. Deur hierdie eienskappe te ken, weet ons wie hy is en wat hy is. En daardeur kan ons God ken, maar hierdie kennis is intiem. Ons moenie net dink dat die eienskappe van God net 'n saak van teologie en teologiese debat en beredenering is nie. Hierdie eienskappe is vir ons as die ware gelowiges lewensbelangrik. Die skrif, die heilige skrif van God, toon dit aan deur verskillende woorde wat gebruik word om hierdie eienskappe te beskryf. Byvoorbeeld in Psalm 89 vers 5 praat die skrif van God as eienskappe van sy wondermag.
Psalm 89 vers 5, sy wondermag, sy eienskappe openbaar hom met ander woorde aan ons, hoe groot en wonderbaar God is, en laat ons met ontzag en verwondering voor hom staan. Maar Psalm 78 vers 4 verwys na God se eienskappe as sy roem. En hieruit leer ons wat die rede is vir sy openbaring aan ons, dat ons hom vir ewig sal dien en aanbid as die kerk God nie eers, hoe kan ek dit sê? As ons nie God ken soos wat hy hom openbaar het nie, soos wat hy hom openbaar het in die natuur, maar ook in die skrif. Ons sal hom nie roem nie, as ons hom nie so ken nie. Sy roem. Ons moet in hom roem. Maar Psalm 78 sê ook, dat deur hierdie kennis van God, en die eienskappe van God, ook die volgende geslagte, ook hulle vertroue op God sal stel. Sy dade nie sal vergeet nie, en baie belangrik, sy gebooie bewaar. Psalm 78, verse 4 tot 8. My gebed is dan, mag God aan die kerk sulke geslagte gee, deur hierdie kennis van God en sy eienskappe in sy kerk te herstel. Kortliks, wat is die eienskappe van God? Kom ons kyk na die natuurlike eienskappe van God wat verband hou met God se wese, soos hy homself in die skriftuur geopenbaar het. Eerstens, alwetend. God weet alles. Hy het volledige kennis van alles wat in die verlede gebeur het, wat vandag gebeur en in die toekoms nog gaan gebeur. Lees daar Job 37 vers 16 en Psalm 139 vers 1 tot 6. Maar hy is die Almagtige. God besit alle mag. Hy het die vermoë om enigiets tot stand te bring wat hy besluit het om te doen, met of sonder om gebruik te maak van enige bron buite homself. God is soewerein, hy doen net soos wat hy goed dink vir ons almal. Maar hy is ook alomteenwoordig. God is teenwoordig oral in die ganse heelal, op enige tyd, met sy totale wese, vir wie en wat hy is. Spreuke 15 vers 3 en Jeremia 23 vers 23 tot 24. En dan is hy ewig. God het geen begin of einde nie. Hy word nie beperk tot die raamwerk van tyd of tot die mens se berekening van tyd nie. Hy is buite dit. Hy is die skepper van tyd. Deuteronomium 32:40, Openbaring 1 vers 8 en ook Jesaja 57 vers 15. Maar hy is onveranderlik. God is altyd dieselfde in sy natuur, in sy wese en wil. Hy verander nooit en hy kan nooit gedwing word om te verander nie. Psalm 102 vers 25 tot 27, Malagi 3 vers 6 en Hebreërs 13 vers 8. Hy is onverstaanbaar. Omdat God God is hy bo die verstand van die mens wat hy geskep het. Sy wese en handelinge is hoër as die mense. Die mens verstaan alleen na gelang wat God besluit om homself en sy en sy bedoelinge te openbaar. Job 11 vers 7, Romeine 11 vers 33. Maar dan
Hy is selfstandig. God is van niks afhanklik vir sy bestaan buite homself nie. Die hele grondslag van sy bestaan is in homself. Eens op 'n tyd het niks bestaan nie, behalwe God self. Hy het niks deur die skepping tot homself bygevoeg nie. Ek dink die beste manier om dit te verstaan is Exodus 3 vers 14, waar hy gesê het, ek is wat ek is. Haya in die Hebreëus. En dit beteken om te bestaan. En dit word ook bevestig deur Johannes 1 vers 1 tot 3, maar veral Johannes 5 vers 26. God is selfgenoegsaam. God het in homself die vermoë om te handel. Dit wil sê om sy wil tot stand te bring sonder enige hulp, selfgenoegsaam. Alhoewel hy mag kies om van hulp te maak, enige hulp, is dit sy goedwilligheid, nie sy nood nie, wat sy keuse altyd beheer. Hy is oneindig. God het hoegenaamd geen beperkinge of begrensing in sy persoon of heerskappy nie. Niks, hy is oneindig. 1 Konings 8:27, Psalm 145 vers 3. Hy is onoortreflik. God is bo sy skepping. En hy sou bestaan, al was daar geen skepping nie. Sy bestaan is algeheel los van al sy skepsels en al sy skepping. Hy is bo sy skepping. Jesaja 43 vers 10, ook Jesaja 55 vers 8 tot 9. Maar 'n baie belangrike eienskap, hy is soewerein. God is volkome in beheer. Hy is oppermagtig en die enigste by uitstek in sy hele skepping. Daar is geen persoon of ding wat sy beheer en voorsienige plan kan ontsnap nie. Hy is soewerein. Hy is vrymagtig. Psalm 103 vers 19, ook Daniël 4 vers 34 tot 35, maar veral Jesaja 40 vers 23, 46 en vers 8 tot 11. Nou, gewoonlik stop die mense daar. En hulle is baie bly dat God so groot is en aan hom kan behoort. Maar dit is nie die einde nie. Die morele eienskappe van God, wat dui op sy verhouding met ons en ook sy hele skepping. Luister mooi. Heilig, heilig, heilig is die Here. Ek onthou, my professor het gesê, God is die gans andere. En ek stem met hom saam. God is 'n voortreffelike, volmaakte, morele wese. Hy is totaal anders as die mens. Hy is 'n absolute reine wese in elke opsig. Levitikus 19 vers 2, Job 34 vers 10, Jesaja 47 vers 4, Jesaja 57 vers 15. Heilig. Onthou nou, die engele het nie geroep, liefde, liefde, liefde nie. Hulle het geroep heilig. Hy is die gans andere. Ons kan hom nie vergelyk, want ons is sondig en totaal verdorwe. Maar hy is genadig. God is 'n God van genade. En hy werk altyd op grond van sy genade. Prys die Here. Alles is genade. Maar hy is ook 'n God van geregtigheid. Wat beteken dit? God is altyd goed. Dit is die kern van sy hele wese. Hy doen altyd wat reg is.
Omdat hy God is, doen hy ook altyd reg. Hy is die absolute. Sy handelinge is altyd in ooreenstemming met sy wese van wie hy is. En sy diepste wese is hy ook liefde. Deuteronomium 32 vers 4, Psalm 119 vers 142. Dankie dat God liefde is. Maar hy is ook regverdig. God is regverdig in al sy handelinge. Of hy nou handel met die mens, die engele, of Satan, of die demone self, hy handel totaal onpartydig, deur altyd geregtigheid te beloon en sonde te straf, onderstreep dit. Aangesien hy alles weet, is elke verordening absoluut regverdig. Psalm 89 vers 14, Numeri 14 vers 18, Numeri 23 vers 19, Romeine 9 vers 14. Maar hier kom ons by 'n baie belangrike eienskap van ons liefdevolle Vader en God. Barmhartig. Ongelukkig, ons Bybel vertaal dit met goedertierenheid, wat nie vir my dit so vasvat, soos die woord barmhartig nie. God is 'n aktiewe, medelydende wese. Hy reageer jammerhartig teenoor hulle wat sy wil selfs op en neer in rebellie, deur hulle eie weg te volg, bly hy steeds jammerhartig. Mens kan daarvan lees in Psalm 62 vers 13, Psalm 106 vers 44 tot 45, Psalm 86 vers 15, Psalm 145 vers 8 tot 9, en dan hierdie barmhartigheid word ook verduidelik in Klaagliedere 3, 22 tot 23. Dank die Here, hy is 'n barmhartige God. Maar hy is ook lankmoedig. Ons moet baie versigtig wees. God se regverdige toorn is stadig om te ontvlam, teenoor veral hulle wat in rebellie is teen al sy waarskuwings en sy gebooie minag en nie gehoorsaam. Wie ook al na my luister, is jy 'n verbondsonderhouer? Is jy? Lees maar Numeri 14 vers 18, maar ook 2 Petrus 3 vers 9. Maar dan, hy is wys. God se handelinge is gegrondves in wie hy is in sy wese. Sy wysheid veroorsaak dat hy regverdige doelwitte kies en die mees gepaste planne maak, ook om daardie doelwitte te bereik. Wat God, soos hulle in Engels sê, what God ordained, it will happen. Dan die belangrike eienskap van liefde. God se liefde bring hom om homself vir ons te gee. Selfs om sy eie lewe vir ons te gee. Sy liefde veroorsaak dat hy sy skepsels, altyd wil hy net die heel beste vir hulle hê. Hy begeer die heel beste uit sy liefde vir elkeen van ons. Maar hierdie liefde is nie gebaseer op die waarde of die reaksie of selfs die verdienste van die mens nie. Hy het die mens lief en hy het 'n uitverkiesende liefde vir u en vir my. En dan kom ons by die goedheid van God wat so misverstaan word. In sy goedheid gee God aan ander, nie volgens wat hulle verdien nie, maar volgens sy goedwilligheid en goedheid teenoor hulle. God is good, maar hy is goed oor almal. En dit is juist hierdie goedheid wat ons van lees in 2 Kronieke 5 vers 13, Psalm 106 vers 1,
God is a good God over everybody. Hy is goed vir almal. Maar dit is juis hierdie goedheid wat ons tot bekering moet bring. En dat ons nie sal presume on his goodness tomorrow morning nie. En dan die eienskap wat ek amper nie eens wil noem nie, maar hy is toornig. Hy is toornig. Hierdie God is 'n God wat alles haat wat sondig is. En het 'n onuitwisbare drang om alle ongeregtigheid en regverdigheid tot in alle ewigheid te straf. Dis sy toorn. Wat ook al teenstrydig is met sy heilige, onveranderbare standaard. Daar is net twee moontlikhede vanoggend. Versoen met hom, soek hom, omhels hom, maak vrede met God. Of jy sal in alle ewigheid verteer word. Ek gaan lees daarvan. Romeine 1:18, Johannes 3:36, 2 Kronieke 19 vers 2, Kolossense 3 vers 5 tot 6, Openbaringe 15 tot 7. Maar daar's iets wat baie belangrik is. Baie belangrike eienskap, waarheid. Waarheid. Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Waarheid, alles wat God gesê het en gesê het, is die waarheid. Of ons dit nou gaan glo of nie. Die waarheid gaan nie verander nie. Wat God in die kanon vasgelê het. God het gepraat. Het gaan nie verander nie. Ons moet inval by sy kanon en sy waarheid. Numeri 23 vers 19, Johannes 17, Titus 1 vers 2. Nou my vraag is aan elkeen van ons wat nou gehoor het. Ken jy God so, vir wie hy werklik is? Het jy hom lief vir wie hy is, die eerste gebod? Het jy hom intiem lief, omdat hy is soos wat hy is? Roem jy in al sy kenmerke? Is dit jou roemtaal? Is dit jou lied vir wie God is en jy aan hom behoort en dat jy hom so kan ken? Ken jy God soos wat hy hom geopenbaar het? Maar my vrees is, ons gebruik God soos 'n uitgesuigde lemoen. Ons vat al hierdie waarhede, ons glo dit. En ons suig dit leeg, maar dan gooi ons dit weg, sonder om te verstaan, dat wat hy van ons vereis in die eerste gebod, is om hom lief te hê, want om hom so te ken, soos wat ek nou probeer verduidelik het, is die ewige lewe. Mag God ons help. Amen.